Goeiemôre broer en suster. Welkom aan almal. Dit is my voorreg om almal vanmôre hier te verwelkom. Ons gaan hierdie erediens gaan ons 'n lied vooraf sing. So kom ons staan vir die eerste lied en dan sing ons dan daarna ook staande lied 168 en dan kan jy u plek inneem. Kom ons staan vir hierdie twee liedere. Was so vingerfout, ons sing lied 168, kom ons sing vers 1 tot 3 van die lied staan, en net die vorige vers, lied 168, is ons reg, ok. Heilige Jesus, eer van die ons sluit die oë, dan bid ons saam. Die takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, en loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Broer en suster, hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
as antwoord op die Here se groet. Kom ons staan en sing ons hierdie volgende 2 liedere saam. Lied 190 vers 1 en 2 en dan daarna Psalm 100 vers 1 tot 3. Kom ons sing die 2 liedere hartlik saam. Grote God aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U Heer U koninkryk. Voordat ek kon kies kon vou, het U seun my vloek gedra. Ek kon vind U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Tot Gods lof en eer, om dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor Hom staan, en dank en loof Hom by sy naam. Herken die God in sy gesag, Hy hoor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, Hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel in en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou, sal Hy vir altyd onderhou. Jy plek inneem. Ons lees verder in Jesaja. Die takkie sal vreugde vind in diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens die uiterlike skyn en die oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die onootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sê die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê, kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê, leeu sal gras eet soos beeste. Babetjies sal by gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed.
Heilige Here, ons woorde is dikwels, eintlik altyd, te min, te beperk, om te verwoord, te verstaan, Here, hoe groot U liefde vir ons is. Here, dat U na ons toe draai, dat ons bestaan, geluk en vreugde ook U hart raak, Here. Dat ons in die oggend soos die kan stil word voor U. Here, mag ons oë, ons woorde, ons dade sagter raak. Here, soos wat die Gees ons lei. So wat ons bewus word in hierdie Kerstyd, Here, in Adventstyd, van U wat in hierdie wêreld toe gestuur is, ter wille van ons. Here, ons kom bid, Here, dat U die mure van hoogmoed, Here, die ons eie selfvoldaanheid, Here, sal afbreek. Here, maak ons grootste wens, ons grootste doel, Here, in hierdie oggend, in hierdie dag, en so ook elke dag, om U wil uit te leef en uit te dra. Here, mag die wete van U wat gestuur is, God, die Immanuel by ons, vir ons dring, Here, om met U in 'n verhouding te staan. Ons harte rig, sodat ons 'n verskil kan maak. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in hierdie oggend. Amen. Die gedeelte gaan aan, waar die skrywer sê, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsels van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat en die kuslande rondom die Middellandse See. God wat kom, God met ons, Immanuel wat gestuur is, sodat ek en jy in hierdie wêreld as verlosters kan leef. Sodat ek en jy in hierdie wêreld kan leef met die wete dat die Here saam met ons is, dat die Here in verhouding met ons kom staan. Mag ek en jy dit uitleef en bely. Mag ons dit vir ons kinders leer, daar waar ons gaan. Daarom kom ons staan en sing ons saam, ook as geloofsbelijdenis van môre, lied 265, dan kan u plek dan daarna inneem. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons vryheid getuig.
neem. Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit Lukas hoofstuk 1. Ons gaan daar lees vanaf vers 67 tot 80 van môre. Kom ons bid saam. Here, as ons in die oggend soos hierdie by mekaar kom, Here, en ons maak ons woord oop, U woord, Here, doen ons dit, Here, in afhanklikheid van U. Ons kom lees, heilig is sy naam. Here, U wat gestuur is, Immanuel, God met ons. Ons kom bid, Here, in hierdie oggend, dat U woord sal oopbreek, dat ons sal hoor, en dat ons sal doen, Here, wat U van ons vra. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees, wat ek gesê het, Lukas 1 vanaf vers 67. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul. En het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher beloof, deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee, dat ons gered uit die hand van die vyande hom onbevrees kan dien, in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God, soos die môreson sal hy opgaan en uit die Hoogste op ons afstraal, om lig te bring in die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om op ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbaring verskyning in Israel. Ons nou hierdie gedeelte saam lees, eers jy aan die einde, en hoor ons, waaroor gaan dit? Het gaan oor Johannes die Doper. As ons so 'n bietjie terugblaai in die eerste hoofstuk van Lukas, dan ontmoet ons vir Sagaria. Sagaria was 'n priester, hy's getroud met Elisabeth, en verlang het Sagaria en Elisabeth gebid, gevra, gesmeek, gesoebat. Here, ons wil 'n kind hê. En hierdie onvervulde gebed het verlang by hulle gebly. Jare lank eintlik. As ons na die gedeelte kyk, en sien ons hoe Sagaria weer opgeroep word vir diens by die priester, is sy beurt
om in die tempel te gaan diens doen. En hy kom af van die hooglande van Judea af, en vir hierdie volgende paar dae, volgende week of wat, moet hy gaan diens doen by die wierookaltaar. As ons dink aan die wierookaltaar, dan sê ons mekaar, dit gaan juist daaroor dat hierdie wierook aangesteek word as 'n simbool van die gebede van die volk wat opstyg as teken van God wat luister. 'n Mens wonder eintlik hoe Sagaria in daai oomblik daarop reageer. Met hierdie agtergrond van die Here, ons vra al so lank. Tog, so wat ons lees, bly Sagaria hulle volhard vir homself, vir die volk wat hy juis hierdie wierookaltaar aansteek, en in die hoop dat die Here sal antwoord. En die volgende oomblik, so wat ons lees, is die engel Gabriël daar, en Sagaria deins eintlik terug van die skrik, en die engel bemoedig, jou gebed is verhoor, julle sal 'n kind hê. Nou as jy vir jouself so indink, hoe dit sou voel, hoe dit sal wees, vir so lank het ek gevra, vir so lank het ek gepleit, Here, en ewe skielik verhoor hy my gebed. Sagaria, jou vrou Elisabeth sal geboorte gee aan 'n seun vir jou, en jy moet hom die naam Johannes gee. En as ons dink aan hierdie gebeurtenis, kan ons dit vinnig afmaak as maar net nog iets. As maar net iets wat gebeur, iets wat op 'n manier vir hierdie gesin, hierdie familie, iets ongeloofliks beteken. Dit het, maar so ook het hierdie gebeurtenis 'n impak, 'n invloed op die res van die Kersverhaal. 'n Mens kom by 'n punt as ons dink aan gebedsverhoring, dat ons dit baie keer onderskat. Want hier gebeur, so wat ek gesê het, baie meer as bloot net 'n egpaar wat 'n kind kry. As ons terugdink, dink ons terug aan Sarah, die belofte van 'n kind, Isak, en God kom, en hy begin 'n volk. God hou sy volk in stand. Ons dink aan Hanna. Die woord van God word weer in ere herstel deur Samuel. Hierdie kind, Johannes die Doper, sou nie net vir hierdie twee mense, Sagaria en Elisabeth, vreugde bring nie, maar baie sou in sy vreugde deel. Baie sal verheug word deur sy geboorte. En as ons na hierdie gedeelte kyk, is dit juis dit wat ons hier raak lees, hoe Sagaria kom en in 'n lofsang uitbreek, want God het sy gebed verhoor. As ons lees, dan sien ons hoe Sagaria vir hierdie volk kom sê, maar daar's iets meer. Daar's 'n vreugde wat voorlê, want hierdie kind sal die harte van die vaders laat terugkeer. Families sal herstel word. Dit is wat dit beteken, dat die harte van die vader sal terugkeer na hulle kinders. Dat paas weer verantwoordelikheid sal vat, sal nakom teenoor hulle kinders. Broers en susters, dat daar weer erns gemaak sal word met ons verhouding met God. En dit begin
by ons as paas. En dan die tweede deel wat ongelooflik treffend is, dat hy sal die ongehoorsaames laat terugkeer na die denkwyse van die regverdige. Nou as ons na die gedeelte kyk, dan sien ons hoe Sagaria juist kom sê, maar dat daar hierdie verandering is, dat daar hierdie hoop is, dat daar die vreugde is, want God hou sy belofte in stand. God het gekom. Daar is die Seun gestuur wat die weg maak, wat die weg voorberei vir die verlosser van hierdie wêreld. Daarom moet ons denkwyse verander word terug na die van die regverdiges. In ons eie taal sou ons mekaar kon sê, juis dat ons sou terugdraai, dat ons sou bekeer. Dat ons sal omdraai en sal sê, maar Here, wat het ons gedoen? Waar staan ons in verhouding met U? Dit is 'n ongelooflike manier om oor bekering te praat, om te sê, maar daar gebeur iets om ons lewe te verander, om ons regverdige mense te leef. Ons kan baie uitlig in hierdie wêreld wat nie reg is nie, wat onregverdig is, wat teen die normaal is, wat teen die norm is. Maar waar staan ek en jy? As ons lees in Spreuke 4 en 5, in hierdie gedeelte, maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm. As jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Ek en jy word opgeroep om te leef tot eer van die Here. En die wonder is dat die Here my en jou ook toerus. Die krag, die genade kom gee, om te sê dat hy ons sal voorberei vir hierdie pad wat voor lê. As ons kyk na die verhaal van Sagaria, sien ons hoe die Here juis in sy lewe kom intree en kom sê, maar Sagaria, jy is nie alleen nie. Sagaria, ek is by jou. Sagaria, onthou. Ons sien ook Sagaria se antwoord, waar hy op 'n stadium erg getwyfel het. Maar is daar regtig iets wat vir my voor lê? Is daar regtig iets wat gaan gebeur? Die geheim van gebedsverhoring is hierin opgesluit. En dat ek en jy, as ons kyk na hierdie gedeelte, sal volhard. Totdat ons antwoord gekom het. Totdat ek en jy op 'n plek is waar ons vrede het. En nie 'n vrede en ons voel niks nie, 'n vrede, 'n goddelike vrede, want God is teenwoordig. Ons weet nie hoekom die Here nie vroeër geantwoord nie, dit word nêrens geskryf, hoekom nie. Maar as ons kyk na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dan sien ons die verstommende, die blydskap, die vreugde, want God is hier. God het op ons gebed geantwoord. En as ons na die geskiedenis kyk, die gedeelte wat ons saam gelees het, staan bekend as die Benedictus. In Latyn, geseënde by die Here. 'n Vreugde, want God het nie ons gelos nie. God is teenwoordig. God het sy grootheid geopenbaar. En so raak Sagaria nou self die stem van vreugde,
wat vertel. So raak Sagaria self die een wat verkondig. Hy het die reddende krag van God beleef. Die reddende krag van God wat die wêreld kom verander. Dat Johannes hom en Elisabeth ook van kinderloosheid verlos. Dit skuif op die agtergrond, want God is aan die kom na hierdie wêreld. Die reddende krag van die Here. Nou as ons dit alles vir mekaar sê, is eintlik 'n bekende verhaal. Is eintlik iets wat ons met ons kinders kan deel, soms so uit die mou uit. Maar die wonder is dat ek en jy by hierdie verhaal verby lees en jy die boodskap mis. Die boodskap van al die eeue wat begin by Abraham. Dis die belofte aan Dawid dat God hulle sal red om met toewyding en opregtheid heilig en opreg soos dit in die oorspronklike staan voor God te gaan leef. Dit was van altyd af die bedoeling van die Here dat sy volk heilig en opreg sal leef. En as ons dit vir mekaar sê, is dit juis ook ons doel. Die gelowiges uit die ander nasies, hy wil ons juis onberispelik voor hom kom stel, juis kom sê, maar julle is in hierdie wêreld anders. Julle is gestel as gelowiges, julle glo in my, julle is heilig. Onberispelike kinders van God. En dit is wat Christus in my en jou wil regkry. Dit was van altyd af juis God se bedoeling met sy volk, dat ons heilig en onberispelik voor hom sal leef. Met die wete dat hy in sy reddende krag en sy grootheid teenwoordig is, dat ek en jy in afhanklikheid van God leef, dat ek en jy met blydskap kan reageer, want God is hier. As ons dink aan Advent, dan herinner ons Advent ons juis aan die vrede wat gekom het. Christus na hierdie wêreld toe. Verlede week het ons met mekaar gepraat oor die hoop. Vandag oor vrede en vreugde. Want God het gekom, hy los ons nie alleen nie. In God se grootheid, sy genade, kom gee hy sy teenwoordigheid. Om ons heilig en onberispelik en opreg voor hom te laat leef. Broer en suster, ons staan in 'n tyd in ons eie geskiedenis, in ons eie tydsgees, wat ons besig is om ons eie verhale te skryf. En as ons terugdink, kan ons sulke hoofmomente in die geskiedenis noem. As ons dink aan 2025, as ons dink aan hierdie generasie wat hier sit, die verskei is, waar staan ons? As ons met vreugde vervul, so Sagaria, die verlossing is hier. Die verlossing word aangekondig. Jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word. As ons dink aan ons eie lewe, daar waar ons so baie keer soveel geheime het, soveel plekkies in ons eie harte waar ons niemand toelaat nie, is ek en jy daar heilig
en onberispelik voor God. Hierdie gedeelte kom en deur die verhaal word ons opgeroep om erns te maak met ons geloof, weer te sê, maar ons is geheilig om as regverdiges te leef. Om terug te draai na God. Om te sê, maar ons is nie hier vir onsself nie. Om dit te leef. En as ons dink aan hierdie verhaal, wil Lukas kom en op 'n manier ons verbeelding kom wakker maak. Hy wil ons kom bewus maak dat God hoor, dat God ons gebede verhoor, dat hy aandag gee in dit waarvoor ons bid. Maak nie saak wat dit mag wees nie, maar dat God ook hierdie gawes vir my en vir jou gee om in hierdie wêreld waarvan ons deel is, sy grootheid te gaan uitleef. Dat ons nie maar net inpas by 'n wêreldstelsel nie, maar dat ek en jy as gestuurdes van die Here sal leef, sy wil sal soek, sy genade sal uitdra, dat ek en jy daar waar ons so baie keer afdwaal, sal terugdraai, sal sê, Here, hier is ek. Here, vergewe my. Here, lei my om in hierdie wêreld teenstand te bied teen die bose, teen die Satan wat besig is. Lei my om heilig en opreg voor U te leef. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, ook in hierdie vakansietyd, spring van vreugde, spreekwoordelik. Jy kan dit letterlik ook doen as jy wil. Want God het gekom. In sy Seun Jesus Christus is ek en jy verlos. Het ons 'n nuwe kans gekry, het ek en jy die geleentheid gekry om te leef tot eer van God. Mag ons dit leef. Mag ons dit uitdra. Bewus van God se teenwoordigheid, sy genade, sy hoop en sy vreugde. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons het hierdie oggend begin met die belofte uit die woord. Here, dat U 'n takkie het, U sy sal stuur. Here, wat sal vrug dra. Here, so kom dank ons U dat ons in hierdie oggend, die Here, ook saam met Sagaria U lof kan besing. Dat ons bewus kan wees, kan weet, Here, dat U U Seun gestuur het na hierdie wêreld ter wille van ons. Here, so baie keer is ons oorweldig. So baie keer is ons net te besig met ons eie goed. Met ons eie doen en late, Here, dat ons die wonder van U grootheid, die wonder om met U in 'n verhouding te leef, misloop. Here, lei ons, help ons om heilig en opreg voor U te leef. Om heilig en opreg, Here, in hierdie wêreld
te leef om regverdigheid te soek. Here, vul ons met u vrede, u vreugde, u genade en u hoop ook in hierdie tyd. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid dat ons die Here ook met ons liefdegawes kan dien. Broers en susters, die afkondigings vir hierdie week. Ons dink aan van môre aan oom Frans Griesel. En dan vra ons ook, bid ons ook saam vir geseënde Kerstyd, geseënde feestyd, veral ook vir die wat dan ook by die huis is, maar ook vir die wat op die paai is. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë, dan bid ons saam. Here, in hierdie oggend, kom dank ons U, Here, dat ons die geleentheid het om vir hom Frans en U te kom opdra. En ons kom bid, Here, dat U ook met hom sal wees. Here, ons kom bid, Here, en ons kom vra, Here, ook vir 'n geseënde Kerstyd. Here, dat U elkeen wat op die paaie is sal behoed en bewaar. Dat U die wat by die huis is, Here, sal seën met U teenwoordigheid. Here, ons kom dink aan die wat alleen is. Ons kom dink, Here, aan die wat siek is, aan die wat nie op hierdie lys is nie. Ons kom dink, Here, aan die wat en daar waar daar onregverdigheid plaasvind, en daar, Here, wat daar goed gebeur in hierdie wêreld, wat nie tot eer en verheerliking van U is nie. En ons kom bid en kom vra, Here, dat U ons sal oprig as getuies van U. Here, dat daar waar ons gaan, Here, ons U lig in hierdie duister wêreld sal wees. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan elkeen wat verjaar in die week. Van die 7de verjaar om Dion van Sail en Louise Wolfaart, die 9de Johan Langeveld, die 10de Jacques Bresler, die 11de Bianca Watkins,
die 12de Neville McKay en Lionel van Rooyen, en dan die 13de W.J. Riesenbeek. Geluk aan elkeen wat verjaar en mag julle 'n geseënde dag beleef. Dan broer en suster, dankie vir elkeen wat help met alimentasie. Ons gaan die week probeer om die kospakkies dan uit te vat vir behoeftige gesinne in ons gemeente. So dankie vir elkeen wat weer eens daarmee help. Dan die 16de, hy is nou nie op nie, is dit geloftediens. Dit vind plaas by ons hotel met Pieter van der Walt en Jacobus Silver. En dit is om 10:00 die 16de en dan by ons hotel. Dan broer en suster, is dit die 25ste Desember om 8:00 ons Kersdagdiens en ons oujaarsdiens is die 31ste Desember en dit is om 6:00 die aand. Ek self is dan so 'n bietjie met verlof van die 12de tot die 12de Desember tot die 4de Januarie en dit lyk na al die afkondigings. Broers en susters, mag elkeen 'n geseënde Kerstyd hê van ons as gesin se kant af, ook vir julle. Mag julle ook die teenwoordigheid van die Here wat gestuur is ter wille van ons elkeen, die genade van ons God beleef in hierdie Kerstyd. Broers en susters, kom ons sluit af met ons slotlied. Ons sing Psalm 57, die oorwinningslied, en dan vra ek dat julle sal staande bly vir die seën. Ek sien in my Heer, in die almag van die allerhoogste wat in liefde in sy en kryg regeer. Hy het beloof aan die einde op wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bystaan. Hy beskerm elke mens, geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, en die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas basyne, slaan op drome en dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Broer en suster, ontvang die seën van die Here
Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.